Die son het skaars oor die horison van Johannesburg begin verskyn toe Lerato die deur van die plaaslike apteek oopstoot. Haar hande het gebewe terwyl sy die paar munte in haar sak vasgehou het, elke sent wat sy die afgelope week kon bymekaar skraap. Haar hart het vinnig geklop, nie net van die haastige stap waarmee sy van die klein woonstel afgekom het nie, maar van die wanhoop wat aan haar borskant geknaag het. Die apteek was besig vir 'n maandagoggend. Mense het deur die gangpaaie beweeg, medisynebottels en persoonlike items ingepak. Lerato het haar kop laag gehou, bewus van haar afgedraaide rok en die blouse wat sy al te veel kere gewas het. Sy het na die toonbank gestap waar 'n man van middeljarige ouderdom met 'n selfvoldane uitdrukking gestaan het. Henk was sy naam volgens die naambord op sy bors, en sy oë het haar van bo na onder gemeet voordat sy selfs 'n woord kon sê. "Ekskuus meneer," het Lerato gesê, haar stem sag maar dringend. "Ek het net 'n leier nodig vir my broer. Net een asseblief." Die leuen het bitter op haar tong gesmak, maar sy kon nie die waarheid sê nie. Sy kon nie vir hierdie vreemdelinge vertel dat die 6 maande oue baba wat tuis wag haar seun was nie, die produk van 'n verhouding wat in hartseer geëindig het. Sy was 25 jaar oud, en die skaamte van 'n ongetroude moeder te wees, het swaar op haar skouers gerus. Henk het na die munte in haar oop palm gekyk en 'n lag uitgebars wat deur die hele apteek weerklink het. Dit was 'n wrede geluid, vol minagting en spot. "Is jy ernstig?" het hy gevra, sy stem hard genoeg dat ander kliënte begin omkyk het. "Hierdie bedrag koop nie eens 'n enkele leier nie, meisie. Dink jy hierdie is 'n liefdadigheidsorganisasie? As jy nie geld het nie, moet jy nie verantwoordelikheid vir 'n kind neem nie." Lerato se wange het brand van vernedering. Trane het in haar oë gebrand, maar sy het geweier om hulle te laat val. Om haar het gesprekke gestop. Mense het gestaak en gestaar, sommige met simpatie, ander met dieselfde oordeel wat in Henk se oë geskyn het. Sy het die munte teruggevat wat hy met 'n minagting oor die toonbank teruggestoot het, haar vingers onvas. "Ek verstaan," het sy gefluister, haar stem gebreek. "Ek is jammer vir die ongerief." Sy het begin omdraai, haar visie vervaag deur die trane wat sy nie meer kon keer nie. Die gedagte aan klein Tabo wat tuis op haar wag, sy leier nat en ongemaklik, het haar hart gebreek. Wat sou sy vir hom sê? Hoe sou sy hom vertroos as sy nie eens in sy basiese behoeftes kon voorsien nie? "Ek sal betaal." Die stem het van agter in die apteek gekom, diep en gesaghebbend. Lerato het omgedraai en 'n man gesien wat tussen die rakke uitgestap het. Hy was elegant geklee in 'n skerp donker pak, sy skoene gepoleer tot 'n glans. Daar was iets in sy oë, 'n soort intensiteit wat haar asem weggeneem het. Hy was ouer as sy, miskien in sy vroeg 30's, met breë skouers en 'n houding wat autoriteit uitgestraal het. Pieter van der Merwe het die toneel dopgehou vanaf die oomblik toe Lerato die apteek binnegekom het. Hy was oorspronklik daar vir sy eie aankope, maar die wreedheid van wat hy gesien het, het iets in hom wakker gemaak. Hy het te veel mense in sy lewe gesien wat mag misbruik het, wat ander verneder het net omdat hulle kon. Dit was nie iets wat hy sou ignoreer nie. "Jy," het Henk gevra, sy arrogansie effens geskit deur die aankoms van iemand wat duidelik van 'n ander sosiale klas was. "Meneer, met alle respek, hierdie is nie." "Ek sal betaal," het Pieter herhaal, sy stem kalm maar onbuigsaam. Hy het na Lerato se kant toe gestap en haar met 'n vriendelike knik groet. "Nie net vir een leier nie. Pak alles wat 'n baba nodig het. Die beste melk wat jy het, leiers, room, tissies, alles. En maak gou." Henk se gesig het rooi geword, maar hy het begin beweeg, items van die rakke afneem met 'n ongemaklike haastigheid. Lerato het na Pieter gestaar, haar mond effens oop en skok. "Ek kan nie. Meneer, dit is te veel. Ek kan u nie toelaat om." Het sy begin, maar hy het sy hand opgesteek om haar te stop. "Jy skuld my niks nie," het hy gesê, sy stem sagter nou. "Niemand verdien om so behandel te word nie, veral nie iemand wat net probeer om vir 'n kind te sorg nie." Daar was iets in die manier waarop hy na haar gekyk het, 'n begrip wat verder as simpatie gegaan het. Dit was asof hy iets in haar gesien het wat niemand anders ooit raak gesien het nie. Henk het 'n groot papiersakke begin inpak, sy bewegings nou vinniger, sy vroeëre arrogansie vervang met 'n ongemaklike stilte. Pieter het sy kredietkaart uitgehaal en dit op die toonbank neergesit sonder om na die bedrag te kyk wat opgeloop het. Vir hom was die geld niks nie, maar die uitdrukking van verligting en ongeloof op Lerato se gesig was onbetaalbaar. Toe alles ingepak was, het Pieter die 2 swaar sakke opgetel asof hulle niks geweeg het nie.
Hy het na Lerato gedraai en gevra, waar bly jy? Ek sal jou help om hierdie te dra. Nee, ek kan nie meer pla nie, het Lerato geprotesteer, maar haar arms was reeds vol en die sakke was swaar. Pieter het net geglimlag, 'n warm uitdrukking wat sy hele gesig verander het. Dit is geen pla nie. Kom, my motor is buite. Hy het begin loop en Lerato het geen keuse gehad as om hom te volg nie. Buite het die oggendson nou helderder geskyn, die strate van Johannesburg besig met die haastigheid van mense wat na werk en skool toe is. Pieter se motor was 'n swart Mercedes, glansend en duidelik duur. Hulle het die items in die kattebak gelaai en Pieter het Lerato se adres gevra. Die rit was stil aan die begin, maar nie ongemaklik nie. Lerato het uit die venster gestaar, steeds probeer om te glo wat pas gebeur het. Hoekom het u dit gedoen, het sy uiteindelik gevra, haar stem klein. Pieter het 'n oomblik nagedink voor hy geantwoord het. Omdat niemand verdien om so verneder te word nie. En omdat ek dink dat enige iemand wat so hard veg om vir iemand te sorg, respek verdien, nie spot nie. Hy het na haar gekyk, sy oë eg. Jy is dapper. Moenie daaraan twyfel nie. Lerato het gevoel hoe haar keel toetrek. Niemand het ooit sulke woorde vir haar gesê nie. Sy het haar hele lewe geveg, alleen teen 'n wêreld wat haar oordeel het vir elke keuse wat sy gemaak het. En nou, hierdie vreemdeling, hierdie man wat sy waarskynlik nooit weer sou sien nie, het haar menswaardigheid teruggegee in 'n enkele gebaar van goedheid. Toe hulle by Lerato se woonstel aangekom het, 'n klein gebou in 'n bedrywig deel van die stad, het Pieter aangebied om die sakke na haar deur te dra. Lerato het gehuiwer, skaam oor die beskeie plek waar sy gebly het, maar sy het toegestem. Die trap was nou en die verf het afgeblad, maar sy het dit skoon gehou so goed as wat sy kon. By haar deur het sy die sakke geneem, haar vingers liggies teen syne raak in die oordrag. Dankie, het sy gesê, en die woord het so ontoereikend gevoel vir wat hy gedoen het. Ek weet nie hoe om u te vergoed nie, maar jy skuld my niks, het Pieter weer gesê. Hy het 'n oomblik getwyfel, toe iets uit sy binneste sak gehaal. Dit was sy besigheidskaart. As jy ooit hulp nodig het, enige tyd, kontak my. En ek meen dit. Hy het die kaartjie in haar hand gedruk en weggestap voordat sy kon protesteer. Lerato het na die kaartjie gestaar terwyl sy die trap afhoor. Pieter van der Merwe, direkteur van operasies van der Merwe Logistiek. Direkteur. Sy het haar oë toegemaak en diep asem gehaal. Hierdie man was uit 'n ander wêreld, een waar mense soos sy net skaduwees was. Sy het die deur oopgemaak en die geluid van Thabo se gehuil het haar onmiddellik begroet. Ek is hier, my engeltjie, het sy gesê terwyl sy haastig na die klein kamer toe is, waar sy 'n matras en 'n babakessie gerangskik het. Thabo het na haar uitgesteek, sy gesiggie rooi van die huil. Sy het hom opgetel, hom teen haar bors vasgedruk en saggies gesing, dieselfde liedjie wat haar eie moeder vir haar gesing het jare gelede. Sy het hom versorg, hom skoongewas en die nuwe leier aangetrek. Toe sy die items in die sakke sien, het sy weer gehuil, maar hierdie keer was dit trane van verligting. Daar was genoeg vir weke, miskien selfs 'n maand as sy versigtig was. Sy het Thabo gebed en hom gevoer, en terwyl hy in haar arms aan die slaap geraak het, het sy na die plafon gestaar en gewonder of engele dalk in die vorm van vreemdelinge kom die volgende 2 weke was, mengsel van uitdagings en klein oorwinnings. Lerato het by 'n paar plekke vir werk aansoek gedoen, haar uitgedruk by 'n biblioteek en haar beste klere versorg vir moontlike onderhoude. Sy het na Thabo gekyk oordag en saans skoongemaak by 'n kantoorgebou om ekstra geld te verdien. Die slaap was skaars, maar sy het voortgegaan, gedryf deur die liefde vir haar seun en die desperaatheid om 'n beter lewe vir hom te skep. Toe haar telefoon een Vrydagoggend lui, het sy amper nie geantwoord nie, bang dat dit net nog een afwysingsboodskap was. Maar die stem aan die ander kant was professioneel en bemoedigend. Lerato Molefe. Ons het u aansoek ontvang vir die administratiewe posisie by Van der Merwe Logistiek. Ons sou graag wou hê jy moet maandag kom vir 'n onderhoud. Lerato se hart het oorspring. Van der Merwe Logistiek. Dieselfde naam as op die kaartjie wat sy sedertdien in haar beursie gehou het. Was dit moontlik? Kon dit dieselfde maatskappy wees? Sy het die onderhoud bevestig, haar hande beweeg toe sy die telefoon neersit. Hierdie was haar kans, miskien die enigste een wat sy sou kry. Die naweek het sy voorberei, haar klere gepers en haarself in die spieël oefen.
Sy het vir Tabo reëlings gemaak met haar buurvrou, mevrou Kimalo, 'n vriendelike ouer vrou wat soms gehelp het wanneer Lerato werk moes soek. Maandagoggend het sy vroeg opgestaan, Tabo gevoer en hom na die buurvrou toegeneem voordat sy die bus na die besigheidsdistrik gevat het. Die Van der Merwe logistiekgebou was indrukwekkend, glas en staal wat teen die blou lig geskitter het. Lerato het in die foyer gestaan en 'n oomblik geneem om haar senuwees te kalmeer. Sy het na die ontvangs gegaan en haar naam gegee en 'n vriendelike vrou het haar na 'n wagarea gelei waar sy gesit het tussen ander kandidaate wat almal baie meer selfversekerd gelyk het as wat sy gevoel het. Toe haar naam geroep word, het sy regop gestaan en die kantoor binne gegaan. En toe het haar wêreld stil gestaan. Die man wat agter die groot houtlesenaar gesit het, was Pieter van der Merwe. Dieselfde man wat haar 2 weke gelede in die apteek gehelp het. Sy het probeer om haar skok te verberg, maar sy kon sien aan sy gesig dat hy haar ook erken het. Molefe, het hy gesê, sy stem professioneel, maar met 'n ondertoon van verrassing. Sit asseblief. Hy het na die stoel voor hom gewys, en sy het gesit, haar hande gevou in haar skoot om die bewe te verberg. Pieter het na haar verkyk, maar sy kon sien dat hy regtig na haar gesig kyk, probeer om die stukke bymekaar te sit. Ek het nie geweet het Lerato begin, maar hy het sy hand opgesteek. Ek het ook nie geweet nie, het hy gesê, en daar was iets soos 'n glimlag aan die hoeke van sy mond. Maar ek is bly om te sien jy is hier. Vertel my van jouself, Lerato. Wat maak jou geskik vir hierdie posisie? Die onderhoud het voortgegaan en Lerato het gevind dat sodra sy begin praat het oor haar vaardighede en ervaring, haar senuwees effens verminder het. Sy het gewys hoe sy hard werk, hoe sy organisasie waardeer en hoe sy desperaat was vir 'n kans om haarself te bewys. Pieter het geluister, sy oë ernstig en gefokus, en af en toe het hy 'n vraag gevra wat haar laat dieper dink het oor haar antwoorde. Aan die einde van die onderhoud het Pieter teruggesteun in sy stoel, sy vingers teen mekaar gedruk. Lerato, het hy gesê, ek gaan eerlik met jou wees. Ek het baie aansoeke ontvang vir hierdie posisie, sommige van mense met jare meer ervaring as jy, maar ervaring is nie altyd die belangrikste ding nie. Hy het vorentoe geleun, sy oë reg in hare gekyk. Ek het gesien wie jy is. Ek het jou karakter gesien daardie dag in die apteek. Jy is iemand wat veg, wat nie opgee nie, selfs wanneer die wêreld teen jou is. Dis die soort mens wat ek in my span wil hê. Lerato se asem het vasgesteek. Was hy besig om te sê wat sy dink hy is? Jy is aangestel, het Pieter gesê en 'n glimlag het oor sy gesig versprei. As jy die posisie wil aanvaar, is dit joune. Trane het in Lerato se oë gebrand, maar hierdie keer het sy hulle laat val. Ja, het sy gefluister. Ja, ek aanvaar. Dankie, meneer Van der Merwe. Dankie vir alles. Lerato se eerste weke by Van der Merwe Logistiek was 'n draaikolk van nuwe inligting en gesigte. Sy het vinnig geleer, haar notas vol geskryf en laat gebly om seker te maak sy verstaan elke taak. Pieter het af en toe by haar lesenaar verbygestap, altyd professioneel, maar met 'n vriendelikheid in sy oë wat haar gemaklik laat voel het. Sy het gewonder of hy aan daardie dag in die apteek dink, of dit iets was wat hy reeds vergeet het in die besigheid van sy lewe. Die ander werknemers was meestal vriendelik, hoewel sy sommige fluisterings agter haar rug kon hoor. Mense het gewonder hoe sy so vinnig aangestel was, waarom sy geen vorige ervaring in logistiek gehad het nie. Sy het dit geïgnoreer, gefokus op haar werk en die feit dat sy nou 'n stabiele inkomste gehad het om vir Tabo te sorg. Op 'n donderdagmiddag, 3 weke nadat sy begin werk het, het daar 'n opgewondenheid deur die kantoor gegaan. Meneer Van der Merwe senior kom vandag, het een van haar kollegas gesê, 'n vrou genaamd Sanele wat vriendelik was met Lerato, die stigter van die maatskappy. Hy kom selde, maar wanneer hy kom, wil hy almal ontmoet. Lerato het gevoel hoe haar maag omdraai. Sy het nog nooit die senior Van der Merwe ontmoet nie, maar sy het verhale oor hom gehoor. Johan Van der Merwe was 'n legende in die besigheidwêreld, 'n man wat die maatskappy van niks gebou het tot die sukses wat dit vandag was. Hy was ook bekend as streng en veelluisend, iemand wat perfeksie verwag het. Die middag het hy gearriveer, 'n man in sy laat 50er jare met grys hare en skerp blou oë wat alles gemis het. Hy het deur die kantoor geloop met Pieter langs hom, en Lerato het haar bes gedoen om onsigbaar te lyk agter haar skerm. Maar dit was nie bedoel om te wees nie. En wie is hierdie jong dame, het Johan gevra toe hy by haar lesenaar stop. Sy stem was diep en gesaghebbend, maar nie onvriendelik nie.
Lerato het opgestaan, haar hande effens beweeg. Vader, dit is Lerato Molefe. Sy het onlangs by ons aangesluit, het Pieter gesê, sy stem kalm. Sy is een van ons mees hardwerkende nuwe werknemers. Johan het na Lerato gekyk, sy oë haar bestudeer met 'n intensiteit wat haar ongemaklik gemaak het. Sy het probeer om nie weg te kyk nie, probeer om die vertroue uit te straal wat sy nie regtig gevoel het nie. En toe het sy iets sien verander in sy gesig. Sy oë het gefokus op haar nek, op die klein goudketting wat sy gedra het. Dit was die enigste stuk juweliersware wat sy besit het, 'n delikate ketting met 'n klein hangertjie in die vorm van 'n bloeisel. Haar moeder het dit vir haar gegee net voor sy weg is. Johan se gesig het wit geword. Sy hand het uitgereik, sy vingers beweeg, en hy het probeer om te praat, maar geen woorde het uitgekom nie. Pieter het onmiddellik besorg geraak. Vader, wat is verkeerd? Daardie ketting nie, het Johan uiteindelik gesê, sy stem skors. Waar het jy dit gekry? Lerato het outomaties na die ketting gegryp, beskermend. Dit was my moeder se. Sy het dit vir my gegee. Sy het nie verstaan waarom hierdie man so reageer het nie, maar sy kon die pyn in sy oë sien. Johan het sy oë toegemaak, sy hand teen sy bors gedruk. Wat was jou moeder se naam? Het hy gevra, sy stem byna 'n fluistering. Naledi, het Lerato geantwoord, verward en effens bang. Naledi Molefe. Sy het gehuiwer, onseker of sy die woord kon uitspreek. Sy het my 27 jaar gelede gekry en het weggegaan toe ek 6 maande oud was. My ouma het my grootgemaak. Die stilte wat gevolg het, was ondraaglik. Johan het oopgemaak sy oë en daar was trane wat daarin geblink het. Naledi, het hy herhaal, die naam 'n gebed op sy lippe. Ek het haar geken. Ek het haar. Hy kon nie voortgaan nie. Sy bene het gebewe en Pieter het vinnig 'n stoel getrek vir hom om te sit. Vader, wat gebeur hier? Het Pieter gevra, alarm duidelik in sy stem. Die res van die kantoor het stil geword, almal kyk na die dramatiese toneel wat ontvou. Johan het na Lerato gekyk, sy oë vol van iets wat soos berou gelyk het. Ek het Naledi 26 jaar gelede geken, het hy gesê, elke woord pynlik. Ons was verlief, maar my familie het nie goedgekeur nie. Sy was van 'n ander agtergrond, 'n ander klas. Hulle het my gedruk om haar te verlaat, en ek was swak. Ek het haar verlaat, selfs toe sy my vertel het sy was swanger. Die woorde het in die lug gehang soos 'n bom wat pas ontplof het. Lerato se wêreld het begin draai. Kon dit wees? Kon hierdie man haar vader wees? Die gedagte was te groot, te oorweldigend om te prosesseer. Jy dink sy is jou dogter, het Pieter gevra, sy stem ongelowend. Hy het na Lerato gekyk, en daar was iets in sy oë wat sy nie kon lees nie. Die ketting, het Johan gesê, sy vingers uitgestrek, maar nie raak nie. Ek het dit vir Naledi gegee. Ek het dit spesiaal laat maak. Daar is 'n klein inskripsie op die agterkant van die hangertjie. Kan ek dit sien? Lerato se vingers het gebewe terwyl sy die ketting afgehaal het en dit aan Johan gegee het. Hy het dit omgedraai en vergrootglas uit sy sak gehaal en die klein letters gelees wat sy nooit opgemerk het nie. Van Eftem het hy gelees. Vir Naledi van Johan van der Merwe. Die bewyse was daar, onweerlegbaar. Lerato het gevoel hoe haar knieë swak word. Pieter het haar ondersteun, sy hand op haar arm, en sy het besef dat as dit waar was, as Johan regtig haar vader was, dan beteken dit dat Pieter haar halfbroer was. Die gedagte het haar misselijk gemaak. Ons moet seker wees, het Pieter gesê, sy stem nou meer beheerd hoewel sy gesig gespanne was. Ons moet 'n toets doen, na toets. Hy het na Lerato gekyk, en sy kon sien dat hy dieselfde realisasie gehad het as sy. As hulle familie was, dan was die manier waarop hy na haar gekyk het, die gedagtes wat hy gehad het, verkeerd. Alles was verkeerd. Johan het sy kop geknik, steeds oorweldig. Ja, ons moet. Maar Lerato, hy het na haar gekyk met oë vol spyt, of die toets positief is of nie, ek wil jou leer ken. Ek wil vergoed vir die jare wat ek verloor het, vir die lafheid wat my weglaat bly het. Lerato het nie geweet wat om te sê nie. Haar hele lewe het sy gewonder oor haar vader, waarom hy haar en haar moeder verlaat het. En nou, om hom te vind op hierdie manier, in hierdie plek, was te veel om te verwerk. Die dae wat gevolg het, was van die moeilikste in Lerato se lewe.
Sy en Johan het die volgende dag na 'n mediese fasiliteit gegaan, waar hulle monsters vir die na-toets geneem het. Die verpleegster het gesê dit sou 'n week neem vir die resultate om terug te kom, 7 dae wat gevoel het soos 'n ewigheid. Lerato het probeer om normaal te werk, maar haar gedagtes was altyd elders. Elke keer wat sy Pieter in die gange sien, het haar hart 'n vreemde dans gedoen, mengsel van aantrekking en vrees. Sy het nie kon ontken dat daar iets tussen hulle was nie, 'n verbinding wat van daardie eerste dag in die apteek begin het. Maar nou, met die moontlikheid dat hulle bloedverwante kon wees, het daardie gevoelens verbode geword, iets om te vrees. Pieter het sy eie worsteling gehad. Hy het gereeld sy kantoor vir ure toe hou, staarde na die muur en probeer om sin te maak van die chaos in sy kop. Hy het geweet van die oomblik toe hy Lerato in daardie apteek gesien het, dat daar iets spesiaal aan haar was. Die manier waarop sy haar kin opgesteek het, ten spyte van die vernedering, die liefde in haar oë toe sy oor haar broer gepraat het, dit alles het hom getref. En nou, die gedagte dat sy dalk sy suster was, het hom koud gemaak. Op die 3de dag na die toets het Johan 'n koffievergadering met Lerato gereël by 'n rustige kafee naby die kantoor. Hulle het teenoor mekaar gesit, albei ongemaklik, maar desperaat om mekaar te leer ken. Johan het vertel van sy jeug, hoe hy na Lady ontmoet het by 'n gemeenskapsgebeurtenis, hoe hulle verlief geraak het teen alle redes. Sy het vertel van haar grootword met haar ouma, hoe hard dit was om op te groei sonder 'n ma of pa. Sy het my van jou vertel, het Lerato gesê, haar vingers om haar koffiekoppie gevou. My ouma. Sy het gesê my ma het nooit opgehou om van my pa te hou nie, selfs na hy weg is. Sy het gesê hy was 'n goeie man wat 'n slegte keuse gemaak het. Johan se oë het vol geword. Jou ouma was reg, ek was 'n goeie man wat 'n slegte keuse gemaak het. Die ergste keuse van my lewe. Ek het probeer om Naledi jare later te vind, maar sy was weg. Ek het nooit geweet wat van haar geword het nie. Sy is 7 jaar gelede weg, het Lerato sag gesê, die pyn steeds vars. Haar hart was swak. Die dokters het gesê dit was 'n kongenitale toestand, maar ek dink dit was ook gebroke. Sy het nooit weer lief gehad nie, nooit getrou nie. Die gesprek het voortgegaan en stadig aan het hulle mekaar begin verstaan. Johan het vertel van sy seun Pieter, hoe trots hy op hom was, hoe hy gehoop het om meer kinders te hê, maar dit het nooit gebeur nie. Lerato het haarself oopgemaak oor haar lewe, haar uitdagings, haar drome. Sy het byna van Tabo vertel, maar iets het haar teruggehou. Die geheim van haar seun was een wat sy nog nie gereed was om te deel nie, veral nie nou nie. Terug by die kantoor was dinge gespanne. Zaniele het Lerato in die kombuis teëgekom en haar hand op Lerato se arm gesit. Ek hoor die stories, het sy gesê. Oor jy en meneer van der Merwe senior. Die mense praat. Hulle praat altyd, het Lerato geantwoord, maar sy kon nie die vermoeidheid in haar stem verberg nie. Ek probeer net om deur elke dag te kom tot ons die waarheid weet. En meneer Pieter, het Zaniele gevra, haar stem laer nou. Ek sien hoe hy na jou kyk. Ek sien ook hoe jy na hom kyk. Lerato het haar oë gesluit. Dit maak nie saak nie. As die toets positief is, dan is hy my broer. En as dit negatief is, sy het gehuiwer. As dit negatief is, dan is ek steeds net 'n werknemer, iemand uit 'n ander wêreld. Dit kan nêrens gaan nie. Maar die waarheid was dat haar hart nie na rede geluister het nie. Elke keer wat Pieter verby haar lesenaar loop, elke keer dat hulle oë ontmoet, het sy 'n vonk gevoel wat sy nie kon ontken nie. En dit het haar bang gemaak meer as enigiets anders. Op die 5de dag het Pieter uiteindelik met haar gepraat, behoorlik. Hy het haar na sy kantoor geroep na werksure, toe die res van die personeel al huis toe was. Lerato het by sy deur geklop, haar hart klop in haar bors. Kom in, het hy gesê, en toe sy binnekom, het sy gesien dat hy by die venster staan en uitkyk oor die stad. Die ligte het begin aangaan terwyl die skemer oor Johannesburg val. Hy het omgedraai toe hy haar hoor en die uitdrukking op sy gesig was een van pure kwelling. Ek moet met jou praat, het hy begin, sy stem skors. Ek moet eerlik wees, al weet ek nie of ek dit behoort te wees nie. Hy het nader gekom, maar 'n veilige afstand gehou. Van die oomblik toe ek jou in daardie apteek gesien het, kon ek nie ophou om aan jou te dink nie. Daar was iets in die manier waarop jy geveg het, die waardigheid wat jy behou het ten spyte van die vernedering. Dit het my getref op 'n manier wat ek nie kan verduidelik nie. Lerato se asem het vasgesteek. Pieter, moenie. Nee, laat my klaar praat, het hy aangedring.
Ek weet dit is verkeerd. Ek weet dat as my vader jou vader is, dan is hierdie gevoelens iets wat ek moet onderdruk. Maar ek kan nie voorgee nie. Ek kan nie voorgee dat ek nie voel wat ek voel nie. En ek sien dit in jou oë ook. Jy voel dit ook. Trane het oor Lerato se wange geloop. Wat ons voel maak nie saak nie as ons familie is. Ons moet net wag vir die resultate. Ons moet net wag. Pieter het geknik, sy kakebeen gespanne. Jy is reg, ons wag. Maar Lerato, hy het na haar gekyk met so intensiteit dat sy gevoel het asof sy sou smelt. Ek bid dat daardie toets negatief is. Ek bid dat ons 'n kans het. Die volgende 2 dae het verbygekruip. Lerato het Tabo elke aand styf vasgehou, haar enigste anker in die storm. Sy het hom stories vertel, liedjies gesing, en gehoop dat wat ook al die toets sou wys, sy sterk genoeg sou wees om dit te hanteer. Op die 7de dag het die oproep gekom. Die resultate was gereed. Johan het gereël dat hulle almal saam by die mediese fasiliteit sou ontmoet om die nuus saam te hoor. Lerato het vroeg die dag van werk afgevat, haar hande beweeg terwyl sy die bus gevat het na die fasiliteit. Die wagkamer by die mediese fasiliteit was stil, net die sagge brom van die ligversorging en die afstandelike geluid van stemme van ander kamers af. Lerato het tussen Johan en Pieter gesit, almal 3 gevange in hul eie gedagtes. Johan se hande was gevou in sy skoot, sy gesig gespanne met hoop en vrees. Pieter het regop gesit, sy rug stram, maar sy oë het voortdurend na Lerato gedwaal. Toe die dokter uiteindelik binnekom met 'n verseelde koevert in sy hand, het Lerato gevoel hoe tyd stadig beweeg. Elke sekonde was 'n ewigheid. Die dokter het gesit en die koevert oopgemaak met 'n professionele kalmte wat sy benyde het. Meneer van der Merwe, Molefe, het hy begin, sy oë tussen die 2 beweeg. Ek het die resultate van die paterskapstoets. Gebaseer op die DNA-analise, kan ek met sekerheid sê dat daar geen biologiese verwantskap tussen julle is nie. Meneer van der Merwe is nie Molefe se vader nie. Die stilte wat gevolg het, was asemrowend. Johan se gesig het ineengestort, sy hoop vergrys in 'n enkele sin. Sy hande het begin bewe en hy het sy gesig bedek, sy skouers skok met onderdrukte emosie. Pieter het uitasem, 'n asem wat hy nie besef het hy hou nie, en sy hand het outomaties na Lerato se beweeg, hulle vingers verstrengel vir net 'n oomblik voor hy homself terugtrek. Lerato het nie geweet hoe sy moes voel nie. Daar was verligting, seker, maar ook 'n vreemde gevoel van verlies. Vir 'n week het sy gedroom van wat dit sou beteken om 'n vader te hê, om deel te wees van 'n familie. En nou was daardie droom weg. Maar die ketting, het Johan uiteindelik gesê, sy stem gebreek. Die ketting wat ek vir Nalede gegee het. Miskien het sy dit vir iemand anders gegee, het die dokter sag gesê. Of miskien het Molefe dit op 'n ander manier gekry. Sonder om Nalede se DNA te kan toets, kan ons nie seker wees wat die ketting se geskiedenis is nie. Lerato het na Johan gekyk, en ten spyte van die teleurstelling, het sy simpatie vir hom gevoel. Ek is jammer, het sy gesê, haar stem sag. Ek weet jy het gehoop. Johan het sy kop geskit, sy oë nat en nee, moenie jammer wees nie. Dit is nie jou skuld nie. Dit is myne. Ek het soveel jare mors met soek na iets wat ek gedink het verlore was, dat ek vergeet het om te leef met wat ek het. Hy het na Pieter gekyk, toe terug na Lerato. Maar ek wil jou steeds in my lewe hê, as jy dit toelaat. Nie as my dogter nie, maar as iemand wat ek omgee oor. Iemand wat my herinner aan die vrou wat ek liefgehad het. Lerato het haar kop geknik, geroen deur sy woorde. Ek sou dit graag wou hê, het sy gesê. Hulle het die fasiliteit verlaat, en buite het Pieter Lerato se arm gevat, haar keer van loop. Johan het vorentoe geloop, gee hulle 'n oomblik van privaatheid. Lerato, het Pieter gesê, sy stem laag en intens. Die toets het bewys dat ons nie familie is nie. Dit beteken ons is steeds van 2 verskillende wêrelde, het Lerato afgesny, hoewel haar hart teen haar ribbes geklop het. Jy is my baas, Pieter. Jy is ryk, suksesvol. Ek is net 'n werknemer wat beklei om te oorleef. Jy is soveel meer as dit, het Pieter geprotesteer. Jy is sterk, moedig, opofferend. Jy is alles wat ek bewonder in 'n mens. Hy het nader gekom, sy hand teen haar wang. Ek het jou leer ken oor die afgelope weke, Lerato. En elke dag het ek meer verlief op jou geword. Die toets het my vrygestel om dit te kan sê.
Asseblief, gee ons 'n kans. Lerato wou ontken. Sy wou weghardloop van die intensiteit van sy oë, van die belofte in sy woorde. Maar sy kon nie. Want die waarheid was dat sy ook verlief was. Sy was verlief op die man wat haar menswaardigheid teruggegee het in die apteek, die man wat geglo het in haar wanneer niemand anders dit gedoen het nie, die man wat na haar gekyk het, asof sy die mees kosbare ding in die wêreld was. Ek het 'n seun, het sy gesê, die woorde uitgeflap voor sy kon stop. Tabo. Hy is 6 maande oud. Ek het vir almal gesê, hy is my broer omdat ek bang was vir die oordeel, maar hy is myne. Ek is 'n ongetroude moeder, Pieter. Ek het nie net myself om te dra nie. Pieter se uitdrukking het nie verander nie. As enigiets, het sy oë sagter geword. En jy dink dit maak my mening van jou verander. Lerato, dit maak my net meer bewonder jou. Jy het alleen 'n baba grootgemaak, alleen geveg. Jy is die dapperste mens wat ek ken. My wêreld is so anders van joune, het sy gefluister. Dan laat ons 'n nuwe wêreld bou, het hy gesê. Een waar dit nie saak maak waar ons vandaan kom nie, maar waar ons heen gaan. Hy het vorentoe geleun, sy voorkop teen hare rus. Ek wil jou leer ken, Lerato. Ek wil Tabo leer ken. Ek wil deel wees van julle lewe as jy my toelaat. En daar, op die sypaadjie buite die mediese fasiliteit met mense wat verby hulle stap en die stad wat om hulle lewe, het Lerato besluit om te glo. Sy het besluit om kans te vat op hierdie man wat haar soos niemand ooit het nie sien. Sy het geknik, trane oor haar wange stroom, en Pieter het geglimlag, 'n pure, ongekompliseerde glimlag van vreugde. Dan kom ete met my vanaand, het hy gesê. Bring Tabo. Ek wil hom ontmoet. Daardie aand het Pieter na Lerato se klein woonstel gekom, geklee meer kasie as sy ooit gesien het, maar steeds so elegant. Hy het blomme gebring vir haar en 'n klein teddybeer vir Tabo. Toe hy die baba vir die eerste keer vasgehou het, sy groot hande voorsigtig onder die klein liggaam, het Lerato se hart geswel. Daar was iets so natuurlik in die manier waarop Pieter met Tabo omgaan het, asof hy gebore was om 'n vader te wees. Hulle het by 'n rustige restaurant geëet, Tabo slapend in sy draagmandjie langs hulle tafel. Hulle het gepraat oor alles en niks, leer mekaar se geskiedenis, drome, vrese ken. Die nuus van Pieter en Lerato se verhouding het vinnig deur die kantoor versprei. Sommige mense was ondersteunend, soos Daniele wat Lerato omhels het en gesê het sy verdien geluk. Maar ander was nie so vriendelik nie. Lerato kon die fluisterings hoor wanneer sy verbystap, die oordeel in sommige mense se oë. Sy het net die werk gekry sodat sy hom kon vang, het sy een vrou in die badkamer hoor sê, nie wetend dat Lerato in een van die hokke was nie. Sulke vroue weet altyd hoe om rykes te manipuleer. Dit het seer gemaak, maar Lerato het probeer om dit nie te laat raak nie. Pieter het dit duidelik gemaak dat hul verhouding persoonlik was en nie werk nie. Hy het nooit haar anders behandel by die kantoor nie, het altyd professioneel gebly. Maar sy kon sien hoe dit hom ook geraak het, die manier waarop sommige mense na hulle gekyk het. Een Vrydagmiddag was daar 'n groot vergadering met al die senior personeel. Lerato was daar om notas te neem, en aan die einde het een van die ouer bestuurders, 'n man genaamd Dion, opmerking gemaak wat almal laat stil word het. Ons moet net seker maak dat nepotisme nie ons maatskappy se integriteit affekteer nie, het hy gesê, sy oë duidelik op Lerato gerig. Pieter het regop gesit, sy gesig hard geword. As jy iets te sê het, Dion, sê dit direk. Dion het ongemaklik geskuif, maar hy het voortgegaan. Ek sê net dat wanneer senior bestuur persoonlike verhoudings het met junior personeel, dit vra opwerp. Lerato is hier op verdienste, het Pieter gesê, sy stem eisig. Sy was aangestel voor ons verhouding begin het, gebaseer op haar vaardighede en karakter. As enigiemand 'n probleem het met dit, kan hulle na my kom privaat. Die vergadering het vinnig geëindig en Lerato het haar bes gedoen om nie te huil in die openbaar nie. Sy het na die badkamer gehardloop en daar het sy uiteindelik die trane laat loop wat sy teruggehou het. Dit was so moeilik om tussen twee wêrelde te lewe, om te probeer bewys dat sy meer was as net iemand se vriendin. Daniele het haar gevind en haar omhels. Moenie luister na hulle nie, het sy gesê. Hulle is net jaloers. Hulle sien wat jy en meneer Pieter het en hulle wens hulle het dit. Maar dit was nie net by die werk waar Lerato uitdagings in die gesig gestaar het nie. Sy het Pieter aan haar vriendinne probeer bekendstel, die paar mense wat sy nog van haar gemeenskap afken. Sommige was opgewonde vir haar, maar ander het bekommerd gelyk.
Is jy seker hy is ernstig, het een gevra. Hierdie rykes, hulle speel met meisies soos ons en dan gaan hulle terug na hul eie soort. Lerato het probeer om sterk te bly, om te glo in Pieter se liefde, maar die voortdurende vrae het begin om haar twyfel te laat groei. Een aand, toe Pieter by haar kom kuier het sy uiteindelik gebreek. Miskien is dit nie 'n goeie idee nie, het sy gesê, haar stem gevul met trane. Miskien is ons wêrelde te anders. Miskien maak ons net mekaar seer. Pieter het haar hande geneem, sy oë ernstig. Lerato, kyk na my. Ons wêrelde was anders, ja. Maar ons bou 'n nuwe een saam. En dit sal nie maklik wees nie. Mense gaan altyd praat, altyd oordeel. Maar as jy my vra of ek dink ons is die moeite werd, dan is my antwoord ja. 1000 keer ja. Hy het nader gekom, sy stem sag maar intens. Ek hou van jou, Lerato. Ek hou van die manier waarop jy met Tabo omgaan, die manier waarop jy nooit opgee nie, selfs wanneer dinge moeilik is. Ek hou van hoe jy lag, hoe jy dink, hoe jy my 'n beter mens maak. En as die wêreld nie ons saam wil sien nie, dan is dit die wêreld se probleem, nie ons se nie. Sy het in sy arms gehuil, en hy het haar net vasgehou, sy aanwesigheid 'n anker in die storm. En stadig aan het sy begin glo weer, begin hoop dat hulle dalk 'n kans het. Johan het ook 'n belangrike rol in hul lewe begin speel. Hoewel dit na toets bewys het dat hy nie Lerato se biologiese vader was nie, het hy 'n spesiale gehegtheid aan haar ontwikkel. Hy het haar informeel as sy hartdogter geadopteer, gesê dat hoewel hulle nie bloed deel nie, hulle verbind was deur iets sterker. Hy het begin om Tabo te besoek, die klein seun wat hom herinner het aan alles wat hy gemis het in sy eie lewe. Johan het tyd met hulle deurgebring, vir Tabo stories vertel en speelgoed bring wat sy moeder sy kon bekostig nie. Hy het ook vir Lerato gehelp finansiëel, nie as liefdadigheid nie, maar as familie wat vir mekaar sorg. Jy gee my 'n kans om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het Johan eendag vir Lerato gesê terwyl hulle koffie gedrink het en Tabo op die mat gespeel het. Ek kon nie daar wees vir Naledi nie daar wees vir die kind wat sy gedra het nie. Maar ek kan hier wees vir jou, vir Tabo. As jy my toelaat. Lerato het gehug, haar hart vol, jy is al hier, Johan. Jy het al meer gedoen as wat enige iemand ooit vir my gedoen het, behalwe vir my ouma. Sy het gehuiwer toe bygevoeg, ek sou graag wou hê as jy Tabo se oupa wil wees. Nie by bloed nie, maar by keuse. Johan se oor het vol geword en hy het geknik, te emosioneel om te praat. Maande het verbygegaan en Pieter en Lerato se verhouding het verdiep. Hulle het tyd saam deurgebring, met Tabo tussen hulle, 'n klein familie wat vorm. Pieter het leer hoe om leiers te verander, hoe om Tabo te bad, hoe om hom te troos wanneer hy in die middel van die nag huil. Hy het 'n natuurlike vader geword, en Tabo het aan hom geheg geraak, sy klein hande uitgestrek na Pieter elke keer wanneer hy sien. By die werk het dinge ook verbeter. Lerato het haar vaardighede bewys, keer op keer wys dat sy haar plek verdien het. Selfs Dion het uiteindelik erken dat sy 'n waardevolle lid van die span was. Die fluisterings het nie heeltemal verdwyn nie, maar hulle het verminder en Lerato het geleer om hulle te ignoreer. Op 'n Saterdagmiddag het Pieter vir Lerato en Tabo na sy huis geneem vir die eerste keer. Dit was 'n groot huis in 'n welvarende voorstad, met 'n tuin wat so groot was soos die hele kompleks waar Lerato gebly het. Sy het ongemaklik gevoel aanvanklik, oorweldig deur die weelde. Maar Pieter het haar hand geneem en deur die huis geloop, wys haar elke kamer, praat oor sy drome vir die toekoms. Die aand van die aansoek het gearriveer 6 maande nadat Pieter en Lerato amptelik saam was. Pieter het 'n intieme ete by sy huis gereël, net hulle twee en Tabo, wat nou byna 'n jaar oud was en begin loop het met onstabiele stapte. Die tafel was pragtig versier, kersse het geflakker en sagte musiek het in die agtergrond gespeel. Lerato het geweet dat iets spesiaal was. Sy kon dit sien in die manier waarop Pieter na haar gekyk het deur die aand, die senuweeagtigheid wat sy gewoonlik selfversekerde houding vervang het. Na die ete het hy haar hand geneem en hulle het na die tuin gestap, waar duisende liggies opgehang was tussen die bome, 'n magies toneel wat haar asem weggeneem het. Lerato het Pieter begin, sy stem effens beweeg. Van die oomblik toe ek jou in daardie apteek gesien het my lewe verander. Jy het my geleer wat ware moed is, wat ware liefde beteken. Jy het my 'n beter mens gemaak, 'n beter man. Hy het op een knie gaan sit en Lerato se hand het na haar mond gegaan, trane reeds in haar oë. Ek wil nie 'n dag sonder jou spandeer nie, het hy voortgegaan. Ek wil nie 'n dag sonder Tabo se lag spandeer nie.
Julle is my familie, my hart, my tuis. Lerato Molefe, sal jy my die eer gee om my vrou te word? Die ring wat hy uitgehaal het, was pragtig, maar nie oordrywend nie, perfek vir haar. Lerato het gehuil, haar hele liggaam bewe met emosie. Ja, het sy gefluister. Ja, Pieter. 1000 keer ja. Hy het opgestaan en haar omhels, en hulle het daar gestaan onder die sterre, twee mense van verskillende wêrelde wat gekies het om een te skep. Tabo het van binne af uitgeroep, en hulle het gelag deur hul trane, vinnig na hom toe gaan, om hom te wys dat alles reg was. Die troue is 3 maande later gehou, 'n pragtige seremonie in 'n tuin wat uitkyk oor die stad. Dit was nie 'n groot aangeleentheid nie, maar dit was perfek. Lerato se vriende was daar, Zanele as haar bruidsmeisie. Johan was daar, trane in sy oë terwyl hy Lerato na die altaar toe loop. Hy het nie haar biologiese vader nie, maar hy het die rol vervul met soveel liefde en trots dat niemand die verskil kon sien nie. Pieter het gewag by die altaar, knaap in sy pak, sy oë net op Lerato gefokus. Sy het 'n eenvoudige wit rok gedra, haar hare los en 'n krans van blomme op haar kop. Maar dit was nie die rok of die blommekrans wat haar beeld skoon gemaak het nie, dit was die vreugde wat van haar uitgestraal het, die liefde wat in haar oë geskyn het. Tabo was daar ook, gedra deur mevrou Kimalo, geklee in 'n klein pak wat hom soos 'n miniatuur volwassene laat lyk het. Hy het sy handies uitgeklap na Lerato toe sy verbyloop, en sy het gestop om hom te soen voor sy voortloop na haar toekoms. Die seremonie was kort maar betekenisvol. Hulle het hul eie beloftes geskryf, woorde wat van hul harte gekom het. Ek beloof om jou te ondersteun, het Pieter gesê, in goeie tye en in slegte. Ek beloof om 'n goeie pa vir Tabo te wees, om hom te hou en te beskerm asof hy my eie is. Want hy is my eie. Julle albei is myne, nou en vir altyd. Lerato het probeer om nie te huil nie, maar sy het gefaal. Ek beloof om jou te vertrou, het sy gesê, om te glo in ons liefde selfs wanneer die wêreld dit bevraagteken. Ek beloof om sterk te wees, nie net vir myself nie, maar vir ons gesin. En ek beloof om jou elke dag te herinner, hoeveel jy vir my beteken, hoe jy my lewe gered het in meer maniere as wat jy sal weet. Toe die priester gesê het, jy mag die bruid soen, het Pieter Lerato na hom toe getrek en haar gesoen met soveel liefde en belofte dat almal wat kyk moes trane wegvee. Die mense het gejuig en Tabo het gelag, sy klein hande saamgeklap in nabootsing van die volwassenes. Die ontvangs was 'n fees vol lag, musiek en dans. Johan het 'n toespraak gelewer wat almal aan die huil gekry het. Ek het baie foute in my lewe gemaak, het hy gesê. Ek het mense laat gaan wat ek moes vashou. Maar die lewe het my 'n tweede kans gegee deur hierdie wonderlike vrou in my lewe te bring. Lerato, jy is die dogter wat ek nooit gehad het nie, maar altyd gewens het. En Tabo, jy is die kleinseun wat my hart gesteel het. Pieter, jy is 'n gelukkige man. Behandel hulle soos die skatte wat hulle is. Terwyl die aand voortgegaan het, het Lerato 'n oomblik geneem om alles in te neem. Sy het na Pieter gekyk wat met Tabo dans, die klein seun se kop op sy pa se skouer. Sy het na Johan gekyk wat met mevrou Kimalo gesels, albei lag oor iets. Sy het na haar vriende gekyk, na Zanele wat met een van Pieter se kollegas dans. En sy het besef dat hierdie oomblik, hierdie mense, hierdie liefde, dit was haar gelukkige einde. Nie omdat alles perfek was nie, maar omdat hulle gekies het om saam te wees, om mekaar te kies elke dag. Maande het in jare verander en die van der Merwe gesin het gegroei en geblom. Pieter het formeel vir Tabo geadopteer, gee die seun sy naam en sy onvoorwaardelike liefde. Lerato het voortgegaan om by die maatskappy te werk, uiteindelik bevorder tot 'n senior posisie deur haar harde werk en toewyding. Johan het 'n aktiewe oupa gebly, sy dae gevul met Tabo se lag en liefde vir die gesin wat hy gekies het. En elke keer wanneer Lerato die storie vertel van hoe sy en Pieter ontmoet het, het sy dieselfde ding gesê, klein dade van goedheid kan hele lewens verander. Een man se besluit om op te staan teen ongeregtigheid, om menswaardigheid te gee aan iemand wat dit benodig het 'n familie geskep. Dit het my geleer dat ware liefde nie grense het nie, nie van klas, nie van agtergrond, nie van omstandighede. Ware liefde kies. En ons het mekaar gekies. Vimda hysteria. Liewe kykers, ons hoop dat Lerato en Pieter se storie julle harte geraak het. Om meer sulke emosionele verhale te volg, het ons 'n spesiale lys voorberei wat julle hier kan vind deur links te klik. As julle hierdie storie geniet het, moenie vergeet om in te teken op ons kanaal en 'n duim op te steek nie. Ons bring daagliks unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken.
Moenie ons volgende inhoud mis nie. Ons wag vir julle in die kommentaar afdeling om te hoor wat julle gedink het van hierdie pragtige reis van liefde en verlossing.